Goeienaand kykers en welkom by nog 'n program van Kom Kuier Saam, waar ons met die mense van Makassa en omliggende gebiede saam kuier en luister na hulle stories. Vanaand het ons 'n besonderse persoon hier in die ateljee van ons. En dit is niemand anders nie as Abraham Maneveld. Abraham, baie welkom hierso by Kom Kuier Saam. Baie dankie. Is goed om u hier te hê. Nou, dames en here, Abraham is die voorsitter van Ward 109 Rolbalklub. Yes. Abraham en ook 'n stigterslid. So vertel ons 'n bietjie van Abraham, of soos hulle sê Avi, dis die bynaam, né? Ja. Avi, vertel ons 'n bietjie oor Avi, waar kom Avi vandaan? Waar is hy gebore en getoe? Okay. Ek is in 'n familie van 4. Ons is 3 broers, 1 suster. Ons het van tevore in Filippie gebly. Maar die ouers sterwe, is ons al 4 George toe verplaas na 'n kinderhuis toe. Daar het ek my skoolloopbaan het ek voltooi. Dit wil sê primêr en hoërskool. Sekondêr. In 1969 is ek weer terug Kaap toe, Woodstock, 44 Pine Road, in 'n hostel. Daar het ek groot geword. Ek het later gaan werk by 'n insurance company, waar ek vir 10 jaar daar gewerk het. En in daai 10 jaar het ek toe my vrou ontmoet, snaaks genoeg, in Wellington, 'n klein dorpie tussen Wellington en Parel, wat Newtown genoem word. Newtown, ja. Ja, ek het haar daar ontmoet. Goed. Ons het eers op die flette gebly, P-flette, P1 nommer 5. Daarna het ek by Sonkiem gaan werk, en Sonkiem het toe vir my huis gegee, in 3 Malgarstraat. Daarvandaan het ek vir my 'n huis gekoop, in Rubensweg 73, waar ek tans woon. Okay. Waar ek tans nou woon. So, om Avi sê vir my nou, ek wil 'n bietjie terugrol. Ja. Ek wil gou 'n bietjie terugrol. U het genoem nou daarse dat u se ouers het op 'n vroeë stadium met hulle afgesterf. Ja. En Ela's kinders moes toe George toe gaan na 'n weeshuis toe. Julle al die kinders het nog saam gewees daai tyd. Ja, ja. En sê vir my hoe om wees te wees in daai tyd is mos maar 'n bietjie moeilik. Hoe het u gemaak om u te motiveer om u goals te achieve in die lewe? Ja. Wat daar gebeur het, ek was al die gunsteling, die blue eye boy. Okay. Ek het in 'n Rooms-Katolieke omgewing groot geword. So die nonne ek het guns by hulle gevind. So ek was al ewig op die hand gedra gewees. Wanneer 'n ander pak kry, het ek nooit pak gekry nie. En baie kere sit ek net stil, dan kom die non van agteraf en druk so lekker in my mond in. En dan die ander seuns het baie jaloers opgeword. Hey. Dit was lekker bedoel. Maar ek is daardeur as ek al die gemotiveer dat ek gaan bo uitstyg in die lewe. Ek kon dit nie verstaan nie. As kind, wat weet ek van uitstyg in die lewe? Verstaan nie? Maar soos ek sê, dankie die Here vir dit, vir my opvoeding, het ek baie ver uitgekom in die lewe. En soos ek sê dit het my goed gedoen om daar te begin tussen kinders wat ek nie ken nie, en toe ek nou groter word, kon ek baie maklik in die gemeenskap inpas wat ek ook nie ken nie. So ek het 'n grondbasis gehad en nou kan ek saam met ander inpas en 'n lewe bou. Sê vir my Avi, Klipfontein Mission Station, noem hulle ons daar vir Filippie. Ja. Het die daai gebiede uitgekom? Ek het uitgekom, ja. Sjoe. Dan noem ons die bos. Die bos, ja. Die bos. Want ek was nog te klein geweest om dit te weet, maar die nonne het my altyd terugverwys. Onthou net, moenie vergeet waar jou vertrekpunt was nie. Ja. So en u kom in Makassa en u kry u woon in die P-blokke en dan gaan jy Malgarstraat toe en Rubensweg nou uiteindelik daar wat u nou woon. Tans is, ja. Vertel my so 'n bietjie van die familie. Daar sê die woning. Okay.
In die familie het ek 5 kinders. Right? Almal getroud. So ek is al oupa grootjie. Ja. Maar ek is so bly daarvoor dat my vrou al die vir die kinders geleer. Dis nie ouma en oupa die nie. Dis ma en pa. So dit hou my nog jong. Ja. Hou my nog jong. Hulle almal is getroud. So op die oomblik bly ek alleen, maar my vrou is afgesterf. Okay. So ek is alleen in daai groot stuk huis. So hier's nou ma en pa. En ma en pa nou. So sê vir my, van daar af, hoe die betrokkenheid gekom by rolbal? Goed. Toe ons op die flat gebly het ek vir Steven ontmoet. Hy was ons bure gewees. Goed. Ek ken toe vir hom. Nou is ek in my gasstraat, die eendag het Steven my genooi. Kom saam met my. Gaan ons rolbal speel. Ek het gedink, rolbal, wat is dit? Ek ken nie vir rolbal nie. In elk geval, ek het toe saam met hom gegaan. En hy het my die sport geleer daar. En ek het onmiddellik het ek 'n passie gekry vir die sport. Is iets om vooruit te sien. Ek het daai ook geleer om te interact met jou medespelers. Almal is nie ewe goed nie. En dis waar Steven vir my geleer het gesê. Die sport het geduld nodig. En as jy stres het, daar's die balle. Werk jou stres af met die balle. Rol hom. Dan is jy van jou stres ontslae. En van daai tyd af na nou toe, u is nou die voorsitter van Ward 109 Ja, rolbalklub. yes. Sê vir my die rolbalklub, hoe lank bestaan die Ward 109 rolbalklub? Reg, ons is nou van Junie 24 tot nou toe. Dit is so 'n jaar en nee, nog nie 'n jaar nie. Is ons besig met die klub saam. En ek is bly vir my bestuurspan wat ek het. Wat dinge vir my baie maklik maak om die klub te bestuur. So sê vir my, hoeveel ledetal het julle nou tot dusver? Op die oomblik is ons 10 aktiewes, 2 jong mense wat jonger as ons is, wat ook daar is. En dan het ons nou die spanne met die rolbal, die rolstoele. Daar's omtrent so 8 van hulle wat wag om in te kom want die fasiliteite is nie daar om hulle te akkommodeer op die baan nie. Okay. So ek het gedog rolbal is net vir ouerige mense. Nee. Gelukkig waar die rolbal is, die baan is op dieselfde lyn waar die mense om Shoprite toe loop. Okay. Baie mense staan stil en kyk en bewonder hulle. Baie van hulle moedig eintlik vir jou aan. Pa, jy moet die bal so gegooi het. Ouma, jy moet die bal so gegooi het. Dan sê vir hulle, wat jy maak is, kom in by die hek, dan kom speel 'n bietjie, kom rol nie die bal. Kom rol dit, ja. En ek wil vir u sê dat baie van die jong mense wat daar is, het gesê, "Jo, ek het nooit geweet of kon dink dat ek ooit so met die bal kan speel nie." En dit het soveel belangstelling gestel. Ons het 'n baie stil audience. Toeskouers wat buite om die ding staan. Elke keer wanneer ons speel. Daar's mense daar en wat ons natuurlik aanmoedig om te speel. So sê vir my, en speel jy teen ander klubs of ander mense of speel net of eers so onder mekaar teen mekaar en toetspan? Nee. Ons het by die Helderberg en by Sommers die Wesklubs gaan ons gereeld speel. En laat ek nou eerlik vir u sê, wie dat hy wit mense was skoons verbaas. Is daar brein mense ook wat die spel speel? Hulle was verbaas geweest. En hulle het ons op arms geontvang. Ons het heeltemal tuis gevoel. Verstaan nie? Hulle het vir ons die meer fynne tegniek gewys hoe om rolbal te speel. Okay. En ek het met jou gedink, miskien sal hulle nie eens optrekkerig wees. Maar glad nie so nie. Hulle het ons totaal en al het ons geaanvaar. En ek wil vir u sê, die atmosfeer is fantasties, né? Ons speel nie net onder mekaar as ons by spelers nie. Het ons selfs genooi
om saam met hulle kompetisie te speel. Dit wil sê hulle verdeel ons op tussen hulle. Ja, ja. En ek wil vir julle sê dit was 'n fees geweest om saam met hulle te speel. Ek het baie geleer by hulle, hoor. Baie geleer. So sê vir my, 'n ander sportkodes oefen mense mos baie. 'n Rolbal, wat se oefening doen jy vir rolbal? Kyk, rolbal leer vir jou, né? Jy jou knie buig en jou rug laat sak. Okay. Verstaan jy? En alles wat beweeg is die arms, jou knieë en jou rug. So, as jou eie saak, as jy met 'n rugprobleem wil sit, daar is plek om te oefen vir die knieë, vir die arms, die elmboë en jou voetbewegings, as jou hele liggaam beweeg, as jy rolbal speel. En dit is so interessant. Die tegniek lê daarin. Baie van die spelers staan soms net so gebukkend. Dit gaan nie so werk nie. Jy moet alles gebruik om 'n sukses te maak en die doel daarvan is om daai bal wat jy rol om dit by die witbal te kry. En dit is 'n tegniek hoor. Want die rolbal het 'n klein en 'n groot kant. Ja. Die klein kantjie lê 'n magneet in. Dit wil sê as jy wil die bal hê, moet regs draai. Dan moet die magneet aan jou regterkant wees. Rol hy om na die bal toe. Mense, vandaan word ek geleer hier oor magnete in die rolbal en hoe jy moet rol en knieë buig en arms uitstrek en al die goedjies wat ek nog nooit geweet het nie. Ek het mos maar rugby oriënteerd. Maar hier leer ek vanaand nou 'n nuwe ding. Ek dink ek moet dit gaan uittoets. Nee, jy moet graag kom. Kom Awie, sê gepraat van doel. Wat is die doelstelling van Ward 109 rolbalklub? Luister, ek sê baie keer, ek het die rede vir die klub is om ons gemeenskap bewus te maak daar is iets beter as net geweld, drugs, drank en moord. As jy frustreerd is, kom speel rolbal en speel jou frustrasies daaraf. Dis eintlik die doelwit daarvan is om ons jong mense te vang uit die greep van hulle omstandighede. Kom speel rolbal en daaruit leer jy dan om ook respek vir ander mense te hê. Sodoende stig jy jouself en ons gemeenskap word 'n beter ene. So, hoe word mense betrokke as jy daar na die kamera kyk daarso? As jy gevoels, hoe kan mense wat nou vanaand kyk na die program, hoe kan hulle betrokke raak? Reg? Al wat die maak is, jy weet maar wat die ou Civic is, né? Nou net langs die ou Civic het ons 'n rolbalbaan. Wel, ons vra nog R25 per maand, want ooit moet ons fondse kry. Maar, wat kos 'n bottel bier? Meer as R25 moontlik seker. Maar kom in. En kom word deel. Onthou net, dit is nie 'n ou mens sport nie. Dis 'n sport vir alle ouderdomsgroepe. Selfs vir jong dames ook. Kom in en kom geniet die spel saam met ons. By die ou Civic, daar is die baan. En daar's geen N34 nie. Jy moet net inkom by die hek, dan kom speel jy saam. Jy sal uitvind hoe jy dit self kan geniet. Ek waarborg dit vir u, julle sal dit baie geniet. En as die lede mense wil aansluit by die klub, is daar enige fooi wat hulle daar moet betaal, of hoe sluit hulle aan by die Ja, klub? kyk, die aansluitfooie is R25 en R25 elke maand. Elke maand is R25. Ek is seker daarvan, vir jou R25 se waarde wat jy belê in die klub, belê jy ook in jou gesondheid, want dit is eintlik die doel daarvan, dat jy gesond sal wees aan die einde van die dag. Want al jou ledemate is dan in werking, al die styfheid in jou rug, in jou knieë en in jou bene, dit verdwyn.
En wat dit so lekker maak is, aan die einde van die dag, wanneer ons klaar gespeel het, dan jy is so vol lag en so vol vreugde vir dit wat jy daaruit geleer het. So, om AW as daar nou klomp mense kom aansluit en so, dan sekerlik, jy sê, die bowlingveld is langs aan die ou Civic in Makassa. Ja, En die area is nie baie groot nie. nee. Dink jy dat daar enige uitbreiding nodig is, of is daar beplanning vir uitbreiding? Wat dink jy, sal Makassa 'n groter rolbalbaan moet kry? Dis eintlik my missie, want ek het nou in Somerset West en in Helleberg gesien. Die voordeel daarvan, om op 'n grasbaan, dis heel verskillend van op die mat te speel. Want jy kan die bal net tik, dan rol hy. Ja. Maar op die grasbaan moet jy behoorlik uithaal en wys jy moet rol. En ek sal graag wil hê dat die counselor tog in hy rigting sal dink om vir ons 'n grasbaan te voorsien. Want op die oomblik kan ons sou die Somerset West en Helleberg wil graag by ons kon speel. Maar op daai baan gaan dit nie werk nie. Okay. So, jy sê dat julle is omtrent 10 lede, Ja, en dat daar 2 jong persone is van die 10, ja. en dan wil julle ook die baan oopmaak vir spelers wat in En rolstoele is, ja. So wat sal jy nodig hê om daai te kan doen? Kyk, wat eintlik is, kyk, ek het gesien daar by die ander 2 klubs, daar is off-ramps. Verstaan jy? Wat jy kan rolstoele kan ry tot op die veld. Sien, ek sal bly wees as hulle vir ons so iets kan voorsien. Om dit, hoe sê mense nou, friendly kan maak vir die disabled. Ja. Ons het Woensdag met die counselor gepraat en hy is heel in sy noppies daaroor dat at least dat hy kon uitvind hoe dit noodsaaklik is dat daar 'n rolbaan moet wees en nie daai ding wat ons het by die Civic nie. Verstaan nie? Sodat die sport daardeur kan vorder. Onthou net dat my oogpunt is altyd dat die rolbal is nie net vir die ou mense nie. As daar jong mense inkom, dan kan hulle die Ward 109 klub verder vat. Maar dit alleen kan geskied as jy die regte baan het vir die mense. Ek wil 'n beroep doen op alle besighede hier in Makassa, omliggende gebiede. Mense wat hierdie program nou kyk, wil ek 'n beroep doen dat julle tog 'n draai maak by die rolbalbaan in Makassa, langs die ou Civic Center, sodat julle kan sien wat die manne en vrouens daar doen om te ontspan, en hoe dit 'n plesier sal wees om deel te kan wees van die hele proses. Dan ook miskien om ietsie by te dra, sodat die rolbalklub 109, Ward 109 rolbalklub 'n sukses sal wees vir die toekoms. Awie, so sê vir my, kan mense Springbok spanne haal in rolbal, of WP spanne, of is daar Ek is seker daarvan. Ek glo dat elke sport het daai potensiaal. Gee vir ons die kans, gee ons die geleentheid, dan kan ons ook wys, ons kan ook Springbok gehaald haal. Want ek glo daaraan, dat daar's geen beperking, dat jy dit nie kan behaal nie. Die geleenthede moet net geskep word vir ons. Dan kan ons dit maak. Geef ons soos ek sê, wanneer ons die regte baan het, kan ons heel moontlik ander rolbalklubs nooi, kan ons op dieselfde status kom waar hulle is, kompeteer teen hulle, dan kan ons provinsiaal gaan, dan kan ons hoër gaan op die leer om uiteindelik dan ook Springbok
klere te kan behaal. Abi, dan ook wil ek vra, as u nou moet dink, en ek wil nou 'n bietjie teruggaan, mense ek wil 'n bietjie teruggaan, as u nou moet dink in die tyd wat u nou tot op uit George uitgekom het, in die Makassa se kant toe, Woodstock gedraai het en al die plekkies, wat was die motivering? Kyk, as ek nou moet terugdink. Kyk, ek was nooit 'n aktiewe mens gewees nie. Aan sport en dit goed nie. Ek hou daarvan om maar te kyk. Maar nooit self deelgeneem nie. En ek het vir myself gesê, soos die verlore seun het gesê het, ek moet hier opstaan. En iets doen wat vir my tot voordeel sal wees. En ek het gesien dat met my rondtrek het ek die besef gekom, een of ander tyd wil ek 'n positiewe bydrae lewer waarewe ek ook moet wees. En hier in Makassa het ek gesien, rolbal is die ideale plek waar ek 'n positiewe bydrae kan maak, waar ek weer kan terugploeg in my gemeenskap, sodat hulle die vrugte ook kan pluk van dit wat ek ervaar het. Sê vir my, u is die voorsitter van die klub, ander lede wat saam met u op die klub is, as jy sekretaris of u bestuur. Ja. As jy kan noem, miskien kan die mense daar ken van die bestuurslede en vir self wat hulle kan kontak. En is daar 'n kontaknommer wat hulle kan kontak om betrokke te raak? Ek het op die oomblik het ek nou nie almal se kontaknommers nie. Maar ek ken vir Pasquale, Franso Pasquale. Hy is ook koördineerder. Dan is dit nou John Sinden wat die wys is van my. Dan is dit David wat die tesourier is. En dan is dit Martha wat dan die sekretaresse is. En ek moet vir u sê dat sonder my bestuurs groei ek nie, sou ek hierdie suksese behaal het nie. Want ek kan niks van myself toe eie nie. Niks. Want dit is nooit ek nie. Dit moet altyd ons wees. Ons het dit bereik. En dis my motto ook aan alle leiers. Moet nooit iets vir jouself toe eien wat nie joune is nie. Dit moet ons het dit behaal. Dis deur ons dat die ding tot stand gekom het. En dis deur ons dat ons vandag die sukses daarvan kan hê. Pragtig gesê. Pragtig gesê. Abi, is lekker om saam met u te gesels vanaand. Ons sê vir u baie dankie vir die feit dat u tyd opgeoffer het om hier te wees. En dan ook vir Ward 109 rolbalklub. Wil ons alle sterkte en voorspoed toewens. Ons vertrou dat hierdie program ook 'n rol kan speel, dat hulle kan uitbrei, nie net op ledetal nie, maar ook op die veld, die veld wat moet beskikbaar gemaak word, en ander goede wat vir hulle sal help om ander nader te trek. As jy net rugby, sokker, cricket, netbal, wat kinders van die straat af hou, die rolbal is die nuutste ene wat ek nou vanaand gehoor het, wat ook die mense kan dissiplineer om iets te bereik. Want een van die dae dan is alle kinders groot mense en ons moet hy dissipline het om ons huis te kan onderhou. Abi, nog 'n laaste sêtjie, kyk in hy kamera daar en sê vir die mense wat u moet dankie sê en sê vir die mense wat u wil bemoedig, net wat u wil sê. Ek wil eers sê vir die gemeenskap van Makassa, baie dankie dat julle ons toegelaat het om 'n baan daar te kan hê, dat ons sport kan bedryf. Baie dankie vir een en elke ene wat elke dag, elke keer wanneer ons rolbal speel rondom die veld, wat ons aanmoedig om die spel aan te gaan. Julle beurt kom ook. En ek nooi julle uit vanaand. Moenie terug staan nie. Kom join ons. En ons sal meer as oorwinnaars wees. Baie dankie vir julle ook. Dames en here, ons het aan die einde gekom van vanaand se program van Kom Kuier Saam.
Dit was baie interessant om te gaan verneem van wat jy als kan doen met 'n rolbal wat 'n magnete in het en 'n groot kant en 'n klein kant en hoe jy dit moet rol en knieë buig en arms uitsteek en rug buig en dit was lekker om dit te kan hoor en te verneem. Dit is u besluit. Die rolbalklub is hier in ons gemeenskap. Kom join hulle, kom kyk hulle, kom moedig hulle aan soos ander doen. Maar word part van Makassa se vooruitgang. My vraag altyd is, kan daar iets goeds uit Makassa uitkom? You be the judge.